in plaas van ons moet opspring en kom juig en jubel, dan bly ons in die bed wanneer dit reën. Dankbare harte vir die reën. Ons dank die Here, dis wonderlik. Ek hoop dit reën 7 dae en 7 nagte. Dit sal dan wonderlik wees en dan is die wêreld lekker nat. En dan kan dit weer groen uitspruit. En alles is mooi en alles is vars en die damme is vol. Sien jy, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. Amen. Familie, ek wil vir die welkom hier vanoggend hier op die 12de April 2026. Ons is bevoorreg om vanmôre hier te kan sit en te kan wees op die plek waar die Here ons graag sal wil hê. Baie dankie vir elkeen van die wat Paasnaweek bygewoon het en opgedaag het. Dit was wonderlike dienste gewees. Ons dank die Here daarvoor, maar ek wil vir julle sê dat vorentoe wag daar vir ons groot en wonderlike tekens van die Here af. Wonderlike ontvang uit die hand van die Here af. Moet nooit jou houding van verwagting verloor nie. Want die verwagting waarmee jy opdaag is die verwagting waarmee jy gaan ontvang. Amen. Goed, ek motiveer jou vanmôre met 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Ek lees gister 'n baie interessante stelling. Dit sê daar, wanneer jy in 'n probleemsituasie in jou lewe is, dis nie te sê dat God dit gaan verkort nie, want daar's in daai proses van daai situasie iets wat jy moet leer. Maar die goed wat uit jou mond uitkom, kan dat maak dat die proses verlang word. Die goed wat uit jou mond uitkom, kan maak dat die proses verlang raak. Want daar is die woord van ons, maar saam met die versoeking gee hy ook die uitkoms. Dis wat ons moet glo. Ek is hier, dit is sleg, ek ervaar, maar my gedagtes moet nog steeds wees op die been wat vir my die uitkoms kan gee. Dan sal ek dit kan verdra. Moenie dat die verkeerde goed uit jou mond uitkom en dat jou proses voor jou uitkoms kom, dan net 'n bietjie stil hang. Ek gaan vra dat die musiekspan my gaan kom, sal wat my gaan kom op die verhoog. Ons gaan groet vanmôre met This is the day, maar voor ons gaan groet, gaan ons opstaan, ons gaan bid vir die offergawes en die tiendes, en wil die nooi, terwyl ons sing om vorentoe te kom, om die offergawes en tiendes te kom gee vir die Here, en dan gaan ons verder gaan. Kom ons staan almal op en open ons met gebed. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie oggend waarin U weer eens ons bymekaar gebring het, en waar ons saam is vanmôre met een doel en een doel voor oë, dit is om die Allerhoogste te kan verheerlik. Here, eerstens wil ons vir sê baie dankie vir die reën wat daar buite val, en dankie dat U gekom het en weer eens geantwoord het op al die gebede vir reën, Here. Dankie ook vanmôre, net soos wat die reën daar buite val op die droë aarde, gaan die Heilige Gees vanmôre val op ons droë harte, om ons weer te benat en vol te maak en te vul met die krag en die heerlikheid van sy glorie. Dankie ook vanmôre dat wanneer die mense vorentoe gaan kom te kan gee, en elkeen wat gaan gee, gaan seën ver bo hulle verwagting. Dat omdat ons gee, sê U, sal U die sluise van die hemel vir ons oopmaak en op ons uitstort 'n seën wat so vol is, dat ons baie keer gaan sê, it's too much. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir wat U elke dag vir ons doen, en dankie dat U die beheer van hierdie diens oorneem, dat wat ook al vanmôre gaan gebeur, gaan wees tot eer en verheerliking van U groot en die wonderlike naam. Amen en amen. Kom ons begin met This is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Come on,
weer in werking. Ek sien nie, is nie kinders vanmôre nie, so was seker die kinderkerk nie. So, maar volgende Sondag definitief kinderkerk. Môre aand gebedstyd tussen 6 en 7, moet dit nie misloop nie, familie, asseblief, kom bid saam met ons. Dinsdag en Woensdag begin ons kragstasies. Neem asseblief kennis van die adresse wat verander het en aan die kragstasie in Sonneblomstraat is op die stadium nie aan nie. Ons wag eers vir 'n paar goed om in plek te val voor ons met hom gaan begin. Dan het ons Vrydag aand jeug, volgende Sondagoggend het ons kinderkerk en volgende Sondag is pastoor Willie Botha hier by ons. Die van u wat hom nie ken nie, hy's 'n blinde pastoor wat sing al vir baie jare lank. Hy het al meer as 4000 optredes gehad en hy's werklik 'n geseënde man. Die boodskap wat hy bring is regtig waar iets wat jy kan huis toe vat. So kom volgende Sondag, mooi iemand saam sê, kom luister, ons pak die plek uit en ons geniet die oggend saam met pastoor Willie en saam met sy vrou Christel. En dan sommer vir daai dag bestel jy vir jou lekker wegneem ete. Jy kan dit sonder pudding of met pudding bestel, maar jy het nog kans tot Woensdag toe om te bestel, sodat ons net kan weet vir hoeveel mense om reg te maak. Wanneer die diens verby is, dan kan jy boontoe gaan op die boonste vloer, jou ete gaan afval en huis toe gaan en heerlik gaan sit en ontspan. Ek dink dit is 'n wen-wen situasie. Okay, dankie. Goed, kom ons gaan verder aan. Moenie vergeet van pastoor Willie nie, jy gaan regtig spyt wees as jy nie was nie. Die 30ste Mei bazaar, nou ek wil hê jy moet gaan kyk, daar agter het ek lyse neergesit van donasies vir die bazaar wat ons van u vra asseblief. Maar op die lys is daar 2 blokkies wat jy kan afmerk. Jy sal sien die nommer 1 sê hoender, nou die hoender is al reeds alles geskenk vir die Chaffels. Ons is baie dankbaar. Dan by nommer 4 staan daar blokkies vleis. Dis alreeds geskenk alles vir die bazaar. Ons is die Here baie dankbaar. So kyk na die res wat daar is, wat jy graag wil skenking doen, of as jy net 'n kontant donasie wil gee, jy is meer as welkom. Jy sal sien ook, ek het name aangesit, Suzanne, Elsa, die Matilda en Rolien. Nou dit beteken nie omdat Suzanne se naam by die Jaffel staan, sy is nie verantwoordelik vir die Jaffels nie. Sy is nie eintlik verantwoordelik vir die Jaffels nie, dis Matilda se baba daai. Maar ek het net hulle name so ingesit, sodat hulle name daar kan inkom, dat net een bladsy is. So jy kan enigeen van hulle kontak oor enigiets wat jy wil skenk, dit maak nie saak nie, en ook sê, maar dis waar ek gaan help. Ons, die borsrolletjies is ook graag geskenk, dit is georganiseer, ons is die Here baie dankbaar, ons het klaar mense vir die pannekoektafel, ons is die Here dankbaar, en ons gaan daai dag 'n heerlike groot kuierdag maak. Nooi sommer jou bure, die ouens in die straat, gaan nooi jou dokter, gaan nooi jou haarkapper. Sê julle nie iets kon koop daar by Lofvoort se bazaar, dat ons 'n lekker vrolike kuierdag maak. Dis 'n familiedag. So die van die wat wil bydra, is meer as welkom, kontak ons asseblief. Dan die 6de September is Lizette Jansen van Rensburg hierby. Ons gaan dieselfde doen as met pastoor Willie. Ons gaan weer wegneem etes verkoop, ons gaan vorentoe vir u dit laat bestel. So moet ook nie dit mis nie. Ek ken haar baie goed, ek het haar 'n paar keer gesien. Sy kom van Vredendal af, daar waar ek ook was. Wonderlike kind van die Here, ook 'n wonderlike getuienis van wat die Here vir haar gedoen het. Dan die 31 Oktober ons Kersmark. U kan 'n stalletjie bespreek, ons gaan stalletjies buitekant hê, ons gaan stalletjies in die kerk hê. Lofvoort self gaan 4 stalletjies hê, die ander stalletjies gaan ons uitverhuur. Ek dink daar's al reeds iets soos 10 of 12 stalletjies wat bespreek is, en in die week het 2 mense my ook gekontak van ander plekke wat met hulle goedjies ook wil kom. So dit gaan heerlik wees, ons gaan ander mense leer ken, ons gaan die dorp nooi om na toe te kom. Kersfees in Oktober, dis dan lekker vroeg om presente te kry, né? Yes, lekker. Ek hoop al die mans het al gehoor die vrouens sê amen. Vir presente al in Oktober, voor Kersfees nog gaan kom. En moenie sê die petrolpryse is op en dit het niks met die presente te doen nie. Jy kan nou begin spaar vir daardie present. Nou goed, dit gaan ook 'n heerlike dag wees. Dan onthou asseblief om te bid vir ons siekes. Ons bid vir Israel en die oorlog, dat die Here die regte ding daar sal doen. Dat hy sal die uitkoms gee wat nodig is en dat die oorwinning wat moet behaal raak, sal behaal raak. Kan ek 'n amen kry? Ja, broers en susters, ons gaan vanoggend worship. Ons gaan vanoggend die naam van die Here groot maak. En die eerste liedjie sê, put on the garment of praise. Dat the garment of praise is nie die blouse wat ek aan het, op die langbroek wat ek aan het, as nou kyk en sê, maar jy aan swart aan. Dis nie prys nie. Maar ek kan prys al rou ek.
Ek kan prys al is ek ongelukkig. Ek kan prys al het ek verskriklike pyn. Ek kan prys al lê ek besig om te sterf van kanker, kan ek nog steeds die naam van die Here groot maak. Dis 'n geestelike baadjie wat jy aantrek. Dis 'n attitude, dis 'n houding. Dis 'n ek sal die Here loof ten spyte van. Kan ek 'n amen kry? Broers en susters, kom ons staan op en dan sing ons Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit and with understanding. Know that the Lord is Lord. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise with the spirit.
kisienda ikisianda. Kisianda ukusutundu ukusienda ikisiti ikisianda. Ukusutundu karamanda ukusiti. Kisianda ukusutundu karamanda ukusienda. Here sê vanmorgen, dit was één druppel bloed. Eén druppel bloed was genoeg geweest om jou ongerechtigheid weg te was. Eén druppel bloed is genoeg om jou hartseer weg te was. Eén druppel bloed is genoeg om jou trauma weg te was. Eén druppel bloed is genoeg om die seer wat jy so vasthou en waar jy nie vaskyk weg te was vanmorgen. Here sê in die oomblik waar jy soveel pyn en ellende was, dis daar één druppel bloed wat het van jou kan wegneem. Want alleen kan jy dit nie dra nie sien. Halleluja. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? There is nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, so precious is the flow that makes me white as snow. I know there is nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, so precious is the flow that makes me white as snow. As jy vanmorgen sê, dat is niks, dat die bloed nie kan weg was, jy steek jou hande net op as erkenning. En sê, Here, ek erken vanmorgen, dis die bloed wat genoeg is vir my. Dankie, Here. Heere Vader, jy het al reeds met ons begin ontmoet en ontstaan en al reeds onduidelik voorbereid vir die woord wat gesaai gaan word. Baie dankie daarvoor. Ek vra, Here, dat dit wat vanmorgen afgelewer gaan word, sal inval in vrugbare, nat gemaakte grond deur die Heilige Gees. En dat ons te word sal luister, sal hoor en dader sal wees van die woord. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie familie, ek kan die sitplekke neem. Broers en susters, die boodskap vir oggend se tema is die tree na die dood. En die van u wat al 'n begrafnis bygewoon het wat ek gelei het, sal weet dat ek het oor hierdie boodskap al by begrafnisse gepreek. Nou die tree na die dood is, daar's 5 verskillende goed, of seker verskillende goed wat is. Die tree van die dood is nommer 1, dit is van elkeen van ons. Daar's nie een van ons wat gaan vryspring nie. Tensy Jesus vir ons kom haal voor die tyd. Maar van die dag wat jy gebore is daar vir jou 'n sterfdag. En nie een van ons kan dit vryspring. Dit is nie net vir ons hier in Lofwoord nie, dit is universeel, dit is oor die hele wêreld. Daar's niemand wat kan sê, ag ek sal doodgaan. Dit werk nie so, dit is die een ding wat jy nie kan vryspring nie. Ek praat van fisiese dood, ek praat van die liggaam wat doodgaan in ons begrafnis of 'n gedenkdiens. Dit is 'n onseker dood, want jy staan dalk nog hier en dan gee nie daai treetjie, dan is jy daar. Ons weet nie wanneer waarin nie. Maar as jy die tree gegee raak as 'n kind van God, dan weet jy wat wag vir jou ander kind die tree. Dan is daar 'n ontmoeting met Jesus Christus. Maar as jy die tree gee en jy het
jouself met God reggemaak het nie, dan gaan jy in die tweede dood in, waar jy vir ewig geskei is van God. Vir ewig. Daar is nie 'n terugkom kans nie. Daar is nie weer 'n regmaak tyd terwyl jy as jy dood is nie, want as jy leef is daar nog, God gee jou kans op kans op kans op kans op kans. Geleentheid op geleentheid op geleentheid op geleentheid. Jy kan nooit sê nee, dat gaan nie wees nie. Hy skep 'n geleentheid, want hy wil hê dat almal moet gered word. Hy wil nie dat een persoon moet verlore gaan nie. Nou as jy gaan kyk na die toneel wat ons voor ons het, dit lyk baie soos 'n begrafnis vir julle vanmôre, né? O, jette Lionel, hoe werk hierdie besigheid? Wag, gaan nou regkom. Druk op. Ek het hom. O nee, ek het nie. Nou moet hy kom help. Sien ek speel nie met violine, sien jy? Steek vir my hierdie aan asseblief, Lionel. Okay, dis man se werk, is vrouens werk. Berlin, jy gee nie om 'n brand jou kers nie, nee. Ek vra nou vir julle almal mag sit en jy sien julle. Okay. Nou voordat ek hierdie boodskap gaan preek, is daar eers iets anders wat ek graag wil doen. Ek wil vra dat al die nuwe jeugspan vir my net hier voor gaan kom staan asseblief. Nuwe jeugspan kom staan vir my net hier voor. Nou broers en susters, ons wil vanmôre hierdie jong mense aan die Here toewy en ons wil vir die asgemeente vanmôre vra om asseblief vir hulle te bid. Ons het verlede kwartaal afgeneem van ons afskeid geneem van ons ouer generasie wat klaar gemaak het. En die nuwe generasie gaan van hierdie Vrydag af begin oorvat. Ons het 'n inligtingssessie gehad en ek het vir hulle so 'n bietjie vertel van hoe maklik en hoe moeilik dit dalk mag wees. Maar dat 'n mens, maak nie saak hoe maklik of hoe moeilik dit is nie, jy moet bly by dit wat die Here jou voorgeroep het. Jy moet bly by die passie en jy moet bly by dit wat die Here jou voor afgesonder het. Maar ek wil vir u as gemeentelede vra, kom ons neem hierdie mense op in ons midde. En ons bid vir hierdie mense, want om met hoërskoolkinders te werk, is glad nie 'n grap. Ek dink die tieners in die huis gaan nou baie hard sê amen. Dankie, Shabine, ek waardeer dit. Dankie, Suzanne, ek waardeer dit. Dit is en ons moet vir hulle bid, sodat wanneer op 'n Vrydag aand die aankom, en wanneer daar 'n krisis of 'n drama is, die Heilige Gees sal die insig en die wysheid gee om dit te kan hanteer. Dat hulle die insig en die wysheid sal hê om watter woord aan die kinders oor te dra. En belangriker nog, om die nood raak te sien in ons jong mense. Want as baie jong mense wat uit huise uitkom, waar dit chaos is. Baie van hulle die vorige aand gesien met die pa dronkraak en die ma slaan. Baie van hulle daai dag in die ma van hulle gesê, maak vir jouself kos, ek gaan nie vir jou kos maak, as ek die kas toe oopmaak, dan is daar nie kos nie. Baie van hulle word geboelie op skool en dan kom hulle by die huis en dan is hulle moeilik met hulle ouers en hulle ouers verstaan nie hoekom hulle moeilik is nie, maar hulle was die hele dag verneder en sleg van gepraat by die skool. Dis moeilike lewe daar buite vir ons jong mense, maar God is nog altyd die God van die onmoontlike. En ek het een ding vir hierdie jong klomp gesê, die belangrikste is dat elke jong mens wat by daardie deur instap moet weet, lofwoord is ons veilige hawe. Hier kan ons kom sit. Ons kan ontvang in die hand van Here. Hier kan ons heil as ons wil heil. Hier kan ons praat as ons wil praat. Hier kan ons iemand hê wat sê, ek gaan saam met jou in die pad stap. Dit is wat lofwoord is. En nie net vir ons jong mense nie, vir almal van die wat voor my sit. Hier is jou veilige hawe. Dis jou plek waar jy moet uit jou chaos uitkom, krag ontvang en terug gaan na jou chaos toe en die lig gaan wees in jou chaos. Kan nou groot amen kry. Nou ek wil vra terwyl hy vir hulle gaan bid dat die hand na hulle gaan uitsteek. En dat jy hulle sal verwelkom na die tyd met hulle gesels, jy sal aankoop, leer jy bietjie beter ken. Ek ken vir Margo, hy is ons studentepastoor op die oomblik saam met Lionel, en dan ken jy ook vir sy vrou Shanay, sy het die klavier by my kom afvat. Wat ek so bly oor is. Dankie Shanay, sien jy Shanay, is in die kindje. En hierdie is Mia, en is Montrey, en daar is Leon, gaan jy die regte naam nie, Leon, ja. Maar ek wil vra asseblief gemeente, kom ons bid vir ons jong mense. Kom ons ondersteun hulle.
As daar jong mense is wat ons ken, wat nie op 'n Vrydag aand by jeug aangesluit is, kom ons nooi hulle om hiernatoe te kom. Dat hierdie jong mense hulle kan bedien en dat hulle kan leer van die Here. Kom ons bid vir hulle. Kom ek vra, strek jy hande uit na hulle, terwyl ek vir hulle bid. Vader, terwyl ek vanmôre elkeen van ons jong mense salf in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wil ek vra, Here, dat U by elkeen van hulle sal stil staan, en soos wat ek my hand op hulle sit, dat U hand op hulle sal neersit. Hulle met krag uit die hoogte uit sal bestraal. Dat U vir hulle die insig en die wysheid sal gee om die taak wat vir hulle voorlê te kan hanteer met die liefde en die omgee wat ons hier by Hof ken. Dat wanneer hulle instap, hulle sal weet, hulle is nie sommer net nog op 'n plek nie, maar hulle is hier om dit te doen wat die Here op hulle hart gelê het. En dat Here, dat U vir hulle sal help, dat daar jong mense tot bekering sal kom, dat jong mense sal gevul raak met die Heilige Gees, dat ons jong mense sal opstaan en sê, ons sal die Here dien ten spyte van wat in ons huise ingaan, en dat jong mense se lewens hulle huise sal omkeer, dat ouers sal sê, ons wil kom kyk. Dankie daarvoor, ek loof en ek prys en ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, ek kan jou sitplekke gaan. Broers en susters, kom ons gaan weer aan met die begrafnis. Ek wil eers begin met die praat oor fisiese dood. Ek het gesê, dis 'n tree wat onbekend is, dis 'n universele tree. Dis 'n tree wat jy met sekerheid kan neem as jy die Here ken, maar as jy nie die Here ken nie, is dit vir jou te laat. Maar soos jy nou kan sien, is hier nie 'n foto by van wie se begrafnis ons vanmôre hou nie. Ag maar, kom kyk tog. Ai, die voorvarendheid van die jeug daarmee. Nou, hier is nie 'n foto nie, maar hier is 'n spieël. Kyk gou in daai spieël, jy kan sien wie se begrafnis dit is. Ja! Daar, kyk weer, maar kyk net weer. Is dit? Nou, sien jy, dit kon Marley se begrafnis gewees volgend. Is dit die ware? Dankie, Marley, kan sit. Nou, elke van die wat wil kom kyk, jy gaan jou eie gesig hier insien. Maar dit kon dalk jou begrafnisdiens gewees, het jou fisiese begrafnisdiens volgend. Wat jy nie meer die gewees het nie, want as jy kind van God is, as jy by Jesus, jy weet nie as die klomp ou begrafnis oor jou. Maar vanmôre wil ek 'n ander begrafnis met u praat. Ek wil met u praat die begrafnis wat ons moet hou vanmôre, van die dinge wat ons keer om geestelik te groei. Broers en susters, daar's dinge wat jy moet begrawe in jou lewe, wat jy onder die kruis moet sit. Maar ek begin vir lees in Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dis Jesus wat u praat, dat jy lewe en oorvloed kan hê. Jy hoef nie te wag vir die ewige lewe by Jesus om sonder trane en pyn te wees nie. Jy kan hier op aarde, al het jy trane, al het jy pyn, kan jy vrede hê. Want jy dit wat jou onvrede bring, het jy afgelê. Jy het 'n klip gevat, op het geskryf en op die kruis gesit en gesê, dis nie meer myne nie. Dis wat ons môre gaan doen. Want jy sien, daar's goed in ons lewens wat ons so seer gemaak het. Ons het die mense wat ons seer gemaak vergewe, vrygespreek, maar ons dra die seer nog saam met ons. En daai seer belemmer ons daaglikse lewe, dit belemmer jou verhouding. As jy in 'n huwelik was en jy het 'n chaotiese huwelik gehad en jy het geskei en jy wil weer trou, maak eers seker dat daai seer wat in jou vorige huwelik was uitgesorteer is. Dat jy dit vir die Here gegee het. Ek onthou toe, ek het vir die vertel nou die dag, toe die Here vir my sê, ek gaan vir jou man gee, toe moes ek ernstig aflê. Ek moes ernstig bid, want ek geweet, my hart was nie reg vir 'n man nie. Ek het gesê, Here, jy moet my kom verander, sodat my hart kan reg wees vir 'n man. En uit al daai seer, al daai verwerping, al daai hartseer, al daai bitterheid, het hy uit my uitgehaal, en ek het onder die kruis gesit en gesê, Here, vat dit vir U, ek wil dit nie meer hê nie. Ek kan onthou, een van die eerste goed wat ek gedoen het nadat ek geskei was, want dit was my een van die verskriklikste goed wat ek in my lewe deurgemaak het. Ek het gesê, Here, hierdie huwelik van 21 jaar waarin ek verbaal mishandel is, het van my 'n ander mens gemaak. Ek is nie meer die Elise wat U geskaap het nie. Here, vat dit uit my uit. Vat dit weg van my af. Want ek wil weer die vrou wees wat U van oorspronklik bedoel het ek moet wees.
het elke stukkie seer weggevat, verwerping weggevat, onvergewensgesindheid het ek gaan aflê, moes ek 2 keer doen, en hy begin werk aan my, en vandag is ek weer die vrou wat hy geskaap het, ek weet ek het my eie persoonlikheid weer ontdek, na 21 jaar, waar het plat gedruk is, jy sit vanmorgen hier, miskien jy sê, sjoe, ek weet waarvan jy praat, maar het jy dit al afgeleid? Het jy dit al gaan begrawe by die kruis? Het jy dit al vir hom gegee? Jy sien, daar is 3 fases in bekering, broer en suster. Fase 1 is wedergeboorte, Johannes 3 vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar jy kan ook 'n wonderlike lewe op aarde, en dit het die Here my geleer. Dis fase 1, jy neem Jesus Christus as jou saligmaker aan. Dan is daar fase 2, Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal. En hier kom die belangrike woord, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Wat beteken heiligmaking? Dit beteken aflê van die verkeerde dinge in my lewe. Dit beteken klaarmaak met my verlede. Dit beteken klaarmaak met die verkeerde goed wat ek vandag doen. Dis die strewe na heiligmaking. Jy is nie heilig voordat jy nie Jesus sien nie. Maar jy strewe daarna. En om daarna te strewe, dit is die moeilike ding. Want baie keer kom my ou gewoontes en 'n ou gedragspatrone nog na vooruit as ek my vererg. Ek gaan nie kyk na party van julle nie. Want ek weet hoe lyk julle wanneer julle vererg. En dan vra ek, waar is jou strewe na heiligmaking? Want dieselfde gebeur met my. Maar broer en suster, die Here het gesê, ek wil julle vat na dieper dinge, ek wil julle vat na hoër hoogtes, ek wil vir julle meer dinge leer, maar jy moet eers 'n bietjie skoonmaak van binnekant. Daai skoonmaak van binnekant kan ek jou nie volmaak met die olie van die Heilige Gees. Jy kan nie volmaak voor jy nie leeg is nie. Jy kan nie 'n kan vol water maak as er nog water in is. Kan ek 'n amen kry? Jy kan nie 'n gasbottel volmaak voor jy weet hy's leeg nie, hy's gewoonlik leeg voordat jy dink hy's leeg. En ons is baie keer leeg voordat ons dink ons is leeg. Maar ons maak nie genoeg vol uit die woord uit nie. Ons maak nie leeg om weer vol te kan word. Wie kan sê dat was al daar gewees? Dis eerlik met jouself vanmôre. Dan die derde fase, fase 3 is die verheerliking na die fisiese dood, of wanneer Jesus weer kom. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê ons die volgende, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. En vir die skrywer, hy sê, nee, dit is my baie beter om te sterf uit my liggaam uit te wees, want dan is ek by Jesus. Want terwyl ek in my liggaam is, het nog pyne en skeete en moeilikheid en hartseer en kan iemand my nog seer maak, maar as ek uit my liggaam uit is, as ek gesterf het, is ek by Jesus, is die dinge verby. Dan leef ek saam met hom. Maar vanmôre wil ek met jou praat oor fase 2. Ek wil met jou praat oor die strewe na heiligmaking waarop ons vanmôre gaan begrafnis hou. Broers en susters, daar's kettinge wat ons weerhou van die oorwinningslewe hier op aarde. En jy is welkom om van my te verskil, maar ek gaan met jou praat oor die woord uit vanmôre. Verslawings hou ons weg van heiligmaking af. Verslawings van nikotien, alcohol, bitterheid, skinder, dobbel, my eie opinie, die dinge wat God daar, Spreuke 6, vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, ek is beter as jy, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Ek glo almal van julle weet dat dit staan in die Bybel, die dinge wat God haat. En nou en dan, broer en suster, is dit nodig dat ons moet herinner word aan dit. Sodat ons ons eie harte kan beoordeel. Nie my broer of my suster se hart nie, my eie hart. Want my broer en my suster se strewe na heiligmaking het niks met
my te doen nie. Dit is 'n saak tussen hulle en God. My strewe en heiligmaking is in my en die Here. En 'n lewe van oorwinning. 'n lewe van vrede, 'n lewe van sielerus, 'n lewe van ontslae raak van die dinge wat jou seer maak. En jy kan dit nie doen as jy dit begrawe onder die kruis. As jy neersit waar hy bloed gevloei het. Ons het vanoggend gesing, how precious is the flow that makes me white as snow. Is hy selfe vloei wat vanmôre jou seer het, jou kan wegvat uit. Ons glo, ons is nou maar so gemaak en daarom mag ons so reageer. Romeine 12 vers 2. Ons denke moet elke dag vernuwe word. 'n kind van God is nie net so gemaak en so laat staan nie. Jy word verander daagliks deur die Heilige Gees. As jy sê ek is net so gemaak en so laat staan, dan spreek jy dood oor jou eie lewe uit. Dan spreek jy dood oor jou eie voorspoed uit. Jy spreek dood oor jou eie oorwinnings uit. Jy spreek dit oor jouself en die Here sê, hulle was lanklaas in die woord gelees. Johannes 8 vers 36 sê vir my, as die Seun julle nou vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Glorie. As die Seun julle nou vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Familie, ek gaan met jou deel wat met my gebeur het. Ek kan nie vir jou getuig uit my eie lewe, want ek het nie in jou skoene geloop nie. Op die ouderdom van 11 jaar is ek verkragt in my ouerhuis. En vir baie jare het ek geïsoleer. Dit was my so 'n skokkende ervaring, en ek het er niemand daaroor gepraat nie. En baie mense het oor my geskinder in daai tyd. Hulle het nie verstaan dat 'n jong meisie verkragt kan word in 'n eie ouerhuis nie. Daar's baie slegte goed van my gesê, en dit het by my ore uitgekom. En ek het nie daaroor gepraat nie, ek het my net verder teruggetrek en geïsoleer in myself in. Skool toe gegaan en baie hard geleer. Ek het huis toe gekom en my kamer toe gemaak en net gelees. Verder het ek niks gedoen en ek het klavier gespeel. Dit was al, dis waar ek my lewe bestaan het. En niemand kon verstaan dat ek my so stil en so terugtrek, want ek het met niemand daaroor gepraat nie. Maar gelukkig het ek al die Here geken. En die Here het my deur hy pad gevat. Maar op soos dat ek ouer geraak het, hier by 18, 19, 20 jaar het ek begin agterkom, dat enige iemand wat baie hard praat in my teenwoordigheid, dan begin ek huil. En ek kon nie verstaan hoekom nie. As ek na enige geweld op TV gekyk het, het ek in trane uitgebars, en ek het in my bed gaan vir my kraag gelê. Wat oggende in my lewe begin kom, wat ek nie wil opstaan nie, wat ek my net na die wy toe getrek het en gesê het, ek voel nie lekker vandag nie, bly in die bed. Maar ek het nie besef, dat die seer wat ek gekry het, van daardie ondervinding het ek nog nie vir die Here gegee. Ek leef nog met die seer. En ek was 24 jaar oud geweest, toe sit ek eendag in 'n diens in die AGS in Kensington, waar pastoor Piet Lou preek. En ek het daardie aand al gesit, en ek het so in die middel van die middelste kant gedaan van Martie sit, ek het so gesit. En hy het begin preek, en toe hy begin preek, toe begin ek huil. En ek het myself gesien, wat nou, waaroor huil jy, maar het was verskriklik hartseer. Ek het gesnik soos wat ek huil. My gevoel asof my trane van binnenkant af uitkom. En ek kon nie verstaan, hoekom huil ek so nie, maar ek kon nie ophou. En toe die uitnodiging maak, tot wees en toe staan ek voor in die kerk, en ek het nie eens geweet wat maak ek daar nie. En toe ek so voor hom staan, toe sê vir my, ek weet nie hoekom jy hier staan nie, maar terwyl ek die preek voorberei het die Here jou gesig vir my gewys, hy het gesê, hy wil vanaand iets uit jou wegvat, wat al jare jy mee saamdra, sodat jy kan oorvloedig lewe. Dit was die seer van die verkrachting wat ek moes deurmaak. En daardie aand het ek het oorgegee, gesê, I'm finish your act. En weet jy, broers en suster, my lewe het 'n handomkeer verander. Ek het nie so baie gepraat soos wat ek nou praat nie. Ek was stil en eenkant, ek het nie so mense gaan kuier, dus ek sê, ek het gewerk in huis toe gegaan. En daardie dag toe begin ek die lewe anders sien, hoekom? Want God het my vrygemaak. En as die seer jou vrymaak van 'n seer, dan is jy waarlik vrygemaak. Jy sit miskien en sê, maar pastoor, jy weet nie wat my seer is nie. Daar is geen seer wat nog groot is, wat 'n druppel van die bloed nie kan wegvat vanmôre van jou af nie. En waarvan jy nie kan loskom nie.
maar jy moet kies om dit te doen. Dis die seer wat God jou van losmaak. Filippense 4 vers 13, wat sê Filippense 4 vers 13? Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Daardie oggend, nadat ek uitgekniel het en wat pastoor my gebid het, ek opgestaan met nuwe moed in my. Ek het met 'n nuwe lied in my opgestaan en ek het dit nog nie mooi verstaan self nie, maar ek het geweet daar was 'n verandering. Iets anders het gebeur. En hierdie skrif in die Here na my toe gebring en gesê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou krag gee. Na die egskeiding, toe die Here my roep vir die bediening, toe sê ek, wat? 'n geskeide werklose vrou, Here, dit gaan nooit werk nie. Wie gaan na my luister? En die Here sê Filippense 4 vers 13. Jy is tot alles in staat deur ek wat jou die krag gee. Nou ek het gesê, Here, uit my eie uit kan ek nooit die pad stap nie. Here sê, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan die paaie vir jou gelyk maak, want ek het jou vrygemaak. Jy is waarlik vry. Ek roep jou, nie 'n mens nie. En omdat ek jou roep, gaan ek vir jou wys waar jy nou moet loop. Ek gaan deure vir jou oopmaak wat nie eens geweet daar is 'n deur nie. Ek gaan vir jou 'n paaie stuur wat jy nie geweet het daar is paaie nie. Ek gaan jou lei, volg my net. En so het nog 'n pad van aflegging begin in my lewe. Die eerste wat die Here gehad het, ek moes afleef, was onvergewensgesindheid teenoor die kinders se pa. Dit was 'n stryd van 3 maande wat ek gestry het met die Here. Ek wou nie vergewe nie. Die Here het my gesê, as jy nie vergewe nie, kan ek nie vir jou die nuwe lewe gee wat ek jou wil gee nie. Jy gaan 'n verbitterde vrou word. Hy het gesê, ek wil nie. There's too much joy in me for that. Die vreugde van die Here is my beskutting, nie bitterheid nie. Nie daai lelike dinge nie. Ek wil eerder in die vreugde van die Here wees. Die Here het pad met my gestap en ek het gekies om te vergewe. Maar ek het ook gekies om die sielsverbintenis tussen my en my man deur Jesus te laat afsny, sodat daai seer van my weggevat kan word. En God het dit in 'n oomblik vir my gedoen. Selfs die dinge wat in ons huwelik gebeur het, wat baie erg was, en my baie seer gemaak en die baie skade aan my gebring het. Broer en suster, nadat die seun my vrygemaak het van hy goed, is dat goed wat ek vandag laat nie eens meer kan onthou nie. Maar die Here het dit verwyder. Dit maak nie saak wat jy nou aan sit en dink in jou lewe nie. God kan dit verwyder. Ons begrawe dit vandag. Ons maak los van dit vandag. Ons gaan dit skryf op 'n klip. Ons gaan dit neersit, ons sê, Here, nie meer nie, nooit meer nie. Ek begrawe hierdie goed wat keer, wat my strewe na heilig maak. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, dieselfde wat ek julle gemotiveer het vanoggend, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou. God is getrou. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Jy sê baie keer, hierdie pad is te swaar vir my, ek kan nie meer hierdie las dra nie, ek kan nie meer nie. Maar daar sê God in sy woord, jy sal nie bo jou kragte versoek word nie. Hy sê dat so ek moet dit glo, wanneer dit my te moeilik raak, want ek sê, nee Here, dis die vyand wat vir my sê, dis te moeilik vir my, wat U sê, ek sal niks met my gebeur waar ek bo my kragte versoek word nie, en saam met die versoeking sal U ook die uitkoms gee. So my hoop is op die uitkoms. My hoop is op die nuwe lewe wat ek gaan hê as ek begrawe het vandag. Jy moet hierdie woord ernstig opneem volgende. Want ons lofwoord, hierdie gebou is nie 'n heilige gebou nie, dis net 'n gebou. Ons wat die binne sit, die Heilige Gees binne in ons. Maar as ons seer en alles begrawe en ons streef in heiligmaking, dan word ons wat in die hospitaal sit vanmôre gesond. Sodat jy die volgende persoon wat die inkom met 'n seer kan bedien en sê, weet jy wat? Luister wat sê die Here. En dis wat ons in lofwoord doen. Ons sit net hier op 'n Sondagoggend om 'n woord te ontvang nie. Ons is hier om hand uit te steek na mekaar. Ons is hier om mekaar se hande vat en nader te trek en sê, waarmee kan ek jou help? Want kom ek vertel jou wat die Here vir my gedoen het. En hy sê vanmôre sodat jy dit kan verdra. Broer en suster, in my moeilikste tye in my lewe was die uitkoms vir my gewees wanneer ek vir ander mense gebid het. Wanneer ek ander mense se laste help dra het.
dan het God gekom en my las kon wegvat. Ons is so geneig om na me, myself en I te kyk, om te sê, nou maar kyk wat gaan ek doen, kyk wat gebeur met my, kyk hoe sleg gaan dit met my, kyk wat doen die mense aan my. Vergeet so 'n bietjie van jouself, en fokus bietjie om iemand anders aan vas te hou. Dan gaan jy verwonderd wees oor wat God vir jou doen. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, kom net skielik by my op. Die laaste vers in Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring. Broer en suster, ek kan elke Sondag tee skink. Ek kan elke Sondag die kerk opsluit. Ek kan elke Sondag die kerk werk doen. Ek kan elke Sondag alles doen. Maar as ek nie losgekom het van my seer nie, dan leef ek onder diensbaarheid. Dan leef ek onder dit wat ek doen. Nie onder die vryheid van die Heilige Gees en die Here nie. Ek moet loskom. Ek moet loskom. Ek moet loskom. Ek gevra die musikant van my om help. Nou vanmôre wil ek u nooi. Niemand word gedwing nie. Maar ek wil jou nooi vanmôre. As jy sê, maar as iets waarvan ek moet loskom vanmôre in my lewe, dan staan jy uit jou stoel uit op en ons 'n liedjie gaan sing. Dan kom haal jy 'n klip wat hier so lê. Hier so penne, hier's 10 penne. Dan skryf jy net dit op daai klip wat jy van moet loskom. Kom ons sê byvoorbeeld, myne is geduld. Dan skryf jy dit en jy sit dit onder die kruis neer en jy kom staan nie voor as jy wil ons moet vir jou bid. En bid ons net vandag vir jou. Maar hier, so jy gaan loskom vanmôre. Ons moet dit manifesteer. Hierdie klip wat jy opskryf, begrawe jy vanmôre. Jou seer, jou trauma, alles in jou lewe. Jy weet wat dit is dalk 'n kollega by die werk. Dis dalk die feit jou moeilike huwelik is. Dis dalk iemand in jou huis wat vir jou trouble gee. Skryf daai persoon se naam neer en sê, Here, ek bid vir hierdie persoon, maar ek gee dit oor aan U, want daar's niks wat ek kan doen om iemand anders te verander nie. Ons as mense kan nie mense verander nie, maar God se Gees kan. Maar ek en jy moet vanmôre luister na die woord wat die Here sê, kom begrawe vanmôre. Ons gaan vir U sing. En terwyl ons sing, wil ek U nooi om uit te kom. Daar's die klippe, daar's die kakiepenne. Skryf daar op, sit dit neer. As jy wil ons moet vinnig vir jou bid, kom staan jy voor, anders kan jy terug gaan na jou bank toe en saam met jou sing. Maar kom ons sing saam volg. Dankie Matilda. Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? Cause shame not only stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He breaks away where there ain't no way, rises up from an empty grave. Ain't no sinner that He can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong.
who would care that much about me. Let me tell you about my Jesus. Oh, Wie is daar nog wat wil kom aflê? He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his praise is free. And the good news is I know that he can do it for you and he's done it for me. Let me tell you about my Jesus. Let my Jesus change your life. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Jesus change your life. Familie, ons gaan luister. I just want to speak the name of Jesus. En ek vra, wie is daar voor en toe wil kom, as jy nog wil aflê, as jy gebed nodig het, kom staan voor, ek vra die raadslede, maar dan kom help, bid asseblief. Maar ons gaan vanmorgen die mense wat die voorstaan en sê, ek wil aflê. Dit kan 'n siekte ook wees, wat jy sê, Here, ek maak klaar met die siekte in my lewe. Maar dit vat te veel van my tyd en my energie. Wie is daar vanmorgen wat wil sê, leed op net aan, op my sal die raadslede my kom help asseblief. Name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
nie, as jy vanmorgen te skaam was om te kom begrawe, volgende Sondag is die kruis nog altyd hier so. Klip is nog altyd daar. Jy kom en jy kom lê af. Dis nie net 'n oomblikse geleentheid. Ek moes hoeveel keer in my lewe aflê. Daarom is die uitnodiging vir jou oop elke keer wat jy in die huis instap. Elke keer wat jy inkom en sê, help my Here, dan gaan jy af, sodat jy kan leeg raak om weer vol te maak. Ek nooi jy uit vir koffie en tee na die tyd. Volgende Sondag ek gaan vir Percy vra om vir ons af te sluit met gebed vanoggend. Ek wil vir u sê, gaan hierdie week in met die vryheid van die Here. As die Seun jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hemelvader, ons sê vanmôre vir u baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in ons basiese kamer vanmôre te kon wees en te kon aflê, Here, dit wat ons swaar dra. Ons is vanmôre so bly, Here, dat ons kon kies. Ons lê dit af, ons dra dit maar verder. Dankie vanmôre, Here, vir die woord wat uitgegaan het. Dankie vir die woord wat duidelik was, wat skerp was, Here, en wat reg was vir uit te nawe. Vanmôre kom ons om aan u te bring al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ek wil bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, dat ons sal onthou, Here, die kruis sal ons altyd herinner, daar is van ons plek om af te lê. En ek wil nou vanmôre bid dat die elke broeder en suster van my in hierdie week ryklik sal seën, dat u met hulle sal gaan, dat u vir hulle 'n wonderlike week sal gee, en waar hulle gaan en wat hulle doen, Here, dat hulle sal weet, hulle word kinders van God genoem, en dat hulle sal skyn, Here, in hierdie donker wêreld. Ek bid vanmôre, Here, seën hulle, salf hulle, wees met hulle ingang en hulle uitgang. Wees by Here, waar hulle gaan, wat hulle doen. Laat die naam geheilig word en laat die goedheid en guns, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons bly totdat ons weer by mekaar kom om Jesus ontwil. Amen en amen.